Goeiemôre. Jy luister na die 93ste oordenking in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is die Djokovic-beginsel. Ons sluit vanoggend die kwartaal af, waarna ek, as dit die Here se wil is, weer op 9 Julie sal voortgaan met die oggendoordenkings. Hiermee sluit ek ook dan die boek Atomic Habits af, waarby ons vanaf oordenking 62 aangesluit het. Ek hoop dat dit vir jou, soos vir my, van besondere waarde was. Die Djokovic-beginsel. My vrou Natasha het in 2020 vir my 'n video gewys waarin Steven Danaher oor die tema praat How to Achieve Your Most Ambitious Goals. In sy aanbieding verwys hy toe na Novak Djokovic se tennisloopbaan. In 2004 was Djokovic 680ste op die wêreldranglys. In die tydperk van 2006 tot 2010 het hy opgeskuif na nommer 3 in die wêreld. En vanaf 2011 het hy verbeter na die nommer 1 posisie. In 2004 het hy 49% van sy wedstryde gewen. Teen 2006 79% en toe hy nommer 1 geword het, 90% van sy wedstryde. Dit maak sin, van 680ste na eerste in die wêreld. Maar dan vind 'n mens statistiek wat byna onbegryplik is. Om van 680ste in die wêreld af te skuif na posisie nommer 1 toe, moet 'n mens kyk na sy wenpersentasie van punte in elke wedstryd. In 2004 het hy 49% van punte in elke wedstryd gewen. Om op te skuif na die nommer 3 posisie, het sy wenpersentasie per punt slegs met 3% opgeskuif. En helaas, toe hy 90% van wedstryde gewen het in posisie nommer 1, was sy wenpersentasie slegs 55%. Ek sou verwag het dat die punte wat hy moes wen, ook rondom 90% moes wees. Maar dit is nie. Die klein veranderinge en verbeteringe wat hy aangebring het nie so indrukwekkend gelyk op sigself nie. Maar wat sy rangorde in die wêreld betref, het dit 'n reuse verskil gemaak. Nadat Natasha dit met my gedeel het ek nagedink oor een van my stokperdjies, fotografie. In 2019 het ek 'n besluit geneem om dit ernstiger op te neem. Ek wil graag in my vrye tyd of met vakansietye die beste fotograaf in my ontwikkel wat moontlik was. En toe ek geluister het na die Djokovic-beginsel, het ek my eie fotografie anders begin benader. Ek het myself gevra, wat is die verskeie onderdele van fotografie en hoe kan ek elkeen van daardie aspekte met net 1% verbeter? Wat as ek my kamera se verstellings beter leer ken as ooit voorheen? Wat as ek die teorie van fotografie en lig beter verstaan? Waar kan ek klein aanpassings maak in die hoek waarteen ek foto's neem? Sorg vir beter posisionering, beter agtergronde in fokus kry. Wat as ek voëls se gedrag beter verstaan, hulle gewoontes en hulle habitat? Wat as ek bereid is om op tye en plekke te wees waar ander mense nie bereid is om te gaan nie, en teen temperature en ure waar ander eerder sal wil laat slaap of laat wil inlê? En wat as ek redigeringsprogramme leer ken om my foto's beter te verwerk? Marginale veranderings en verbeterings, al is dit net 1% op 'n slag, het 'n opbou-effek, so saamgestelde rente. En wat jy nou insit, verdubbel later in uitsette. Tot op daardie stadium het ek nie gedink dat ek 'n ernstige fotograaf sal kan word nie. Ek het nie die beste kameratoerusting nie. En ek het ook nie opleiding in fotografie van enige aard nie. Maar, soos wat ek daardie 1% veranderinge bly aanpas het, is ek 'n jaar later deur African BirdLife genader om vir hulle foto's te verskaf vir hulle tydskrifpublikasies. Teen Februarie 2022 is my eerste artikel in die tydskrif gepubliseer. In September daardie jaar 'n opvolgartikel oor watertrappers. In 2023 'n artikel oor die oorsprong van die geluide wat die breë bek in vlug maak
en daarna gereelde publikasie van my foto's in hulle jaarlikse kalenders en ander uitgawes. Nou, in September van hierdie jaar, verskyn my artikel oor voëls en fotografie in die Magaliesberg. Ek wil dadelik om verskoning vra as dit klink of ek spog. Dit is juist nie my bedoeling nie. Al wat ek daarmee wil aantoon, is dat die beginsels wat ons in hierdie reeks hanteer het, die klein verbeteringe in ons kerngewoontes, soos wat James Clear dit in detail aan ons verduidelik het, nie 'n bogstorie is nie. As dit reg is, sal ek graag met julle 'n paar foto's wil deel wat ek geneem het in hierdie tyd wat ek my teorie aangepas het en toegepas het op my fotografie. Hierdie teorie van die Djokovic-beginsel is toepaslik op elke faset van die lewe. Wanneer paartjies vir huweliksberading aanmeld, is hulle dikwels op 'n baie slegte plek. Die klagte is dikwels gerig teen die ander se persoon of persoonlikheid. Sy is te emosioneel, hy toon te min emosie. Sy is op Facebook die hele tyd. Al wat vir hom belangrik is sy werk. Maar die Djokovic-beginsel help geweldig baie om te verstaan hoe verhoudings groei. Baie keer voel mense, die ander een wil hê, ek moet in totaliteit verander. Ek moet 'n ander mens word. Maar wat daarvan as jy net eenmaal, net vir 5 minute, jou foon neersit en onverdeelde aandag aan jou man gee, voordat jy op jou foon is? En wat sou gebeur as jy net eenmaal per week, net vir 'n halfuur, vroeër van die werk afkom en jou vrou verras? Klein veranderinge. Dit het ek my lewe lank gesien. Maak 'n enorme verskil. Kom ek stel dit andersom. 'n Klein verandering in jou gedrag bring 'n groot verandering op die ranglys waarop jy staan, as jy verstaan wat ek bedoel. As jy so onfiks is dat jy skaars om die blok kan draf, trek net jou tekkies aan en stap tot by die hek. As jy daar kom, mag jy net die inspirasie kry om 100 meter te stap en weer terug tot by die huis. Moet net nie niks op die skoorbord sit nie. Dit laat my dink aan die verhaal van die rugbyspeler Boy Lou. Toe hy later afrigter was en sy span het 'n naalskraapse oorwinning behaal, sou hy blykbaar sê, "Oh so, looks at the scoreboard." As Djokovic nommer 1 in die wêreld kon word deur die klein, inkrementele veranderinge aan te bring, wat op sigself onbeduidend gelyk het, wat laat jou glo dit kan nie ook vir jou werk nie? Die feit is, ons het geen beheer oor die uitkoms van die spel nie, het sy dit in tennis of die lewe is. Maar ons het wel beheer oor die 1, 5, 10, 100, duisende klein besluite wat ons elke dag neem. Looks at the scoreboard. Laat jou besluite tel. Dankie dat ek hierdie deel van die reeks uit Atomic Habits met julle kon praat. Dit is 'n geweldige voorreg dat ons so in die oggende saam tyd kan spandeer om na te dink oor ons gedagtes, ons brein en hoe dit ons lewensbestemming beïnvloed. Ons gebed vir oggend is die van Anselmus in die 11de eeu en dit kom uit die Groot Gebedeboek. Here God, U het my na U beeld gemaak sodat ek U sal onthou, aan U sal dink, U sal lief hê. Maar U beeld in my is so verdof en beklad deur my foute en ongeregtigheid, so verdonker deur die rook van sonde wat soos 'n vuur in my brand, dat ek nie meer geskik is vir die doel waarvoor U my oorspronklik gemaak het nie, tensy U my heeltemal oormaak, 'n nuwe skepping van my maak. Here, Heilige Gees, dit is nie dat ek myself so wil verbeter dat ek by U beeld sal kan bykom nie. Ek weet U werking alleen kan my verander. Op geen manier het ek in elk geval die insig om U wese sodanig te begryp dat ek dit sal kan naboots nie. Tog begeer ek om elke dag 'n bietjie meer begrip te hê van U waarheid. Daardie waarheid wat my hart alreeds leer ken en leer liefkry het. Dit is nie dat ek U probeer verstaan sodat ek in U kan glo nie. Ek glo, Here, sodat ek kan verstaan. En meer nog, ek glo dat, tensy ek glo, ek nooit sal verstaan nie. Amen. Liefde,
'n geseënde dag, 'n geseënde naweek en 'n geseënde vakansie vir elkeen.